Goeienaand broeders en susters. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here, Psalm 148, loof hemel van die hemel hoog en waters van die wolke boog, wat van die aarde opgevlug het, tot in die boonste ligte lig. Kom ons staan vir die sing daarvan, waarna ons in gebed sal verenig. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons U vanaand ook kan aanbid as die Skepper van alle dinge. Ja, daar is niks wat sonder U kan bestaan nie. Daarom wil ons vanaand ook vra dat U deur die verkondiging van die woord elkeen van ons se gedagtes ook die regte perspektief en uitkyk sal gee op U skepping. Maar bo alles op U en op onsself. Dat ons ook ons grootsheid in die skepping sal besef, maar ook ons kleinheid voor U. Want ons is ook die werke van U hande. Die werke wat U nooit sal laat vaar nie. Daarom kan ons vanaand ook bid en vra
dat U in besonder met elkeen van ons broers en susters in die gemeente ook sal wees wat siek is, wat hartseer is, wat swaar kry. Dat U met hulle sal wees wat behandeling moet ondergaan, operasies, herstel na beroertes. Ons vra dat U daar ook U skepingswerk sal onderhou. Dat U daar weer krag en gesondheid sal gee. Dat U waar nodig ook trane sal afdroog. En ons met die blydskap sal gee, die vrede sal gee, wat alle verstand te bowe gaan. Ons bid ook nie vanaand net vir onsself nie, maar ons bid vir die kerk oor die wêreld heen versprei. Ons dink in besonder aan gelowiges wat in vervolging moet leef. Ons gebed bly elke dag dat U ons sal verlos ook van die bose, dat U elkeen van ons sal bewaar. Ons vra dit want ons weet, onsself is ook sondaar mense. Wat moet vra dat U ons sonde sal vergewe elke dag. Wat moet vra dat U ons ook sal bring, elke een op 'n pad wat vir U aanneemlik, vir U goed is, reg is en volmaak is. En ons vra dit alles om Christus ontwil. Amen. Psalm 148 sing ons van die hemelliggame, van die wolkeboog, van alles wat God geskep het. Nou vanaand dan kom ons by die skepping en dan in besonder lof aan die Skepper. En dit doen ons in die hand van Psalm 8 vir die koorleier met musiek, 'n Psalm van Dawid. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teenstanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien? U het hom 'n bietjie minder as 'n hemelwese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Kom ons sing dit ook nou saam, broeders en susters, Psalm 8. Ons sing daarvan saam die eerste 5 verse, tot by die vraag waar dit gevra word, wat is die mens, dan dat U aan hom gedink het. Kom ons sing saam Psalm 8 vers 1 tot 5.
Vanaand aan broeders en susters, een van die mooiste dinge wat jy kan beleef. As jy jouself kan voorstel, jy's 'n skaapwagter, jy lewe in die veld, en elke dag kyk jy na die gang van die skepping, die gang van die natuur. En om alles te kroon is jy nog 'n skaapwagter wat bly in die hooglande van Judea, daar rondom Bethlehem. Met hierdie pragtige uitsig wat jy elke dag het. Daar sit jy aan die einde van 'n dag, na 'n lang dag in die veld, saam met jou skape wat bymekaar gemaak is, en jy wag vir die nag om te kom. En dan sak die skemering neer oor jou en jou diere, die helder aandster verskyn, en soos dit donker word, kom die een ster na die ander ster by, totdat jy die melkweg soos 'n hoofweg bokant jou sien skitter. En dan deur die loop van die nag steek die maan ook sy kop uit. En hieronder sit jy alleen in die veld by jou skape. Nou dit klink dalk vir u baie dramaties as ons dit so beskryf, maar dit, broeders en susters, is juis die agtergrond van Psalm 8. Hierdie Psalm wat deur Dawid geskryf is, en dan nie Dawid die koning nie, maar Dawid die skaapwagter, wat ook in die nag oor sy skape die wag moes hou. En terwyl hy dit doen, kom Psalm 8 na vore. En vir die wat dit nou nie weet nie, Psalm 8 is wat mens kan noem 'n aandpsalm of 'n nagpsalm, waar die gebeure van die nagtelike hemel aanskou word teen die agtergrond van wie God is en wie ons is, mense is. Vanaand dan die tema God, die groot God en sy klein groot mense. En dis waaroor dit in hierdie psalm gaan. Wie God is, wie ons is, teen die agtergrond van die nagtelike hemel. Nou Dawid het sommer met die deur by die huis ingeval, kan mens dit amper sê. En hy begin deur God se grootheid in perspektief te stel, deur na die hemel te kyk. Nou is dit so, ons lewe vandag, veral ons in die stede, in 'n tyd waarin die maan en die hemelruim nie meer vir ons so opsigtelik is nie. Die koms van elektrisiteit het die mens eintlik half blind gemaak vir dit wat daarbo is. Trouwens, daar was al mense op die maan gewees. Sterre en planete is die mens se nuwe wêreld, die volgende ontdekkingsveld wat ons besig is om te verken. Maar onthou, vir die volke van Dawid se tyd was die skittering van die maan en die sterre iets goddeliks, iets magies. Dit het die hele lewe en die gang van jou lewe bepaal. Ons ken almal die simpel goed so sterre voorspel, wat mens vandag nog in tydskrifte kry. Maar onthou dit, vir die heidense volke was hemelliggame soos die son, die maan en die sterre eintlik vir hulle manifestasies van gode wat hulle moes aanbid. Nou kom Dawid en dan skryf hy Psalm 8. Here ons Here, wonderbaar is u naam oor die ganse aarde. Hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Wat u in die hemelruim geplaas het. Vir die volke was die hemelliggame hulle gode gewees. Maar vir Dawid en sy volksgenote was die hemel met die maan en die sterre, die son wat elke dag skyn,
die werk van God se hande. Letterlik staan hier in ons teksgedeelte die werk van God se vingers. Sonder enige moeite deur God gevorm. Sonder enige moeite deur God elkeen op sy plek geplaas. En dan sê Dawid dit as kinders en suigelinge, hierdie werke van God se hand, die maan en die sterre se grootsheid kan raak sien, dit selfs aanbid. Wie sal kan staande bly teen die grootheid van hom wat alles gemaak het? Want hy is die Here, wie se koninklike mag oor die hele aarde sigbaar word. Hy regeer, sy heerlikheid reik tot aan die verste sterre. En dis nou die een ding, broers en susters, wat die mens, selfs ons moderne mense, nog nie kon regkry nie. Nooit sal regkry nie. Waaraan ons met die mense van Dawid se tyd moet saamstem. Die einde van die uitspansel, die laaste ster, is nog nie ontdek nie. Maar God tel en God roep die laaste ster. En dis teenoor hierdie grootheid van God wat Dawid dan te staan kom in Psalm 8. En waarvoor elkeen van ons vanaand ook te staan kom. Waarteen ons eie posisie in die skepping moet gaan meet. Ja, God wat hierdie groot skepingswerk van die nagtelike hemel tot stand gebring het, deur 'n woord te spreek en dit was daar. Ja, sê Dawid, hy het ons ook gemaak. En dis ons volgende punt waarby ons vanaand stil staan. In die lig van die eerste gedeelte. Die plek deur God aan ons toegeken in sy skepping. Wie ons is in die oë van God. Iemand het dit opgesom in ons tema ook, ons is God se klein groot mense. Nou wat bedoel hy daarmee? Baie eenvoudig, as Dawid na die nagtelike hemel kyk en hy sien die grootsheid raak daarvan, dit wat deur die Here gemaak is, wat so groot is dat die heidene dit self sal aanbid, en hy kyk na homself en na die mensdom, dan staan nie 'n vergelyking nie. En dan rig hy hom tot God met 'n belydenis en hy sê, wat is die mens? Dan dat u aan hom dink, die mensekind dat u na hom omsien. Want ons is eintlik niks in vergelyking met die grootsheid van die maan en die sterre nie. Ons is maar 'n stoffie, 'n speldeprik op die grootsheid. Maar God se genade is so groot, dat hy aan ons dink, dat hy na ons omsien. Hy wat alles gemaak het, aan die maan en die sterre 'n plek gegee het, sorg ook vir my. Ons is God se klein mensies. Dis juis hierdie waarheid, wat hier aan ons geopenbaar word, om vir ons te leer hoe nederig ons voor God moet bly. Want hoe nederiger ek voor God kan bly, hoe groter kan ek God se werk in my lewe raak sien. Ons is so geneig om self te wil doen, self te wil reël, self te wil besluit. Ons wil so graag hê mense moet na ons opkyk en sien wat ons vermag het of kan vermag. Ons wil so graag hê mense moet eendag sê 'n groot boom het geval die dag as ons kop neerlê. Maar weet jy broers en susters, dis juis hierdie groot wees sindroom van die mens wat die sondeval veroorsaak het. Die dag toe Adam en Eva gedink het, hulle kan soos God wees. Hulle kan soos die groot God wees. Daardie dag het die sonde in die wêreld ingekom en die beeld van God in ons verdring, ons gemaak tot wêreldvernietigers en nie die wêreldheersers soos God ons geskep het om te wees nie. Ja, as ons besef hoe klein ons voor God is, hoe afhanklik ons van God is, dat ons nie sonder God se genade in Jesus Christus, sonder God se krag deur die Heilige Gees kan lewe nie.
kan ons ook nie die groot mense wees wat God ons gemaak het nie. Bekleë met 'n ereplek wat hy aan ons gegee het, omdat ons kan sê, U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak. Soos ons gesing het, bietjie minder as die engele om sy troon. Maar letterlik staan daar in Hebreëus ook bietjie minder as 'n God. Sien, en dis wat die mens nog altyd misgekyk het. Die mens wat die maan en die sterre aanbid, die son aanbid, kyk nie na homself as die kroon van God se skepping nie. Want dieselfde mens wat niks is nie, het God 'n bietjie minder as 'n God gemaak. Konings wat heers oor die skepping. En soos ons reeds genoem het, ons weet dat ons hierin gefaal het en juis daarom moet ons besef, maar dis waarvoor Christus gekom het. Christus het gekom om ons posisie te kom herstel. Om vir 'n Christen is dit belangrik om diep bewus te wees van jou eie optrede teenoor die skepping waarin jy leef. Om diep bewus te wees van die besonderse taak wat jy het oor die omgewing waarin jy leef. 'n Taak waaroor jy aan God verantwoording moet doen. En dis hoekom dit so belangrik is, as ek weet wie God is, as ek weet wie ek is, as ek God se heerskappy in my lewe erken, dan word ek groot. Nie groot in myself nie, maar groot omdat God besig is om deur my te werk. Ek is God se beelddraer op hierdie aarde. Ek is iets omdat hy my iets gemaak het. En op aarde heers ek namens hom, omdat hy my aangestel het. Ek is God se klein, maar groot mens. Klein voor God, maar groot deur sy genade. En daarom as ons kan afsluit wat ons vanaand gehoor het, dink die eerste ding is belangrik, moet nooit toelaat dat die wonder van die skepping en die grootsheid daarvan by jou verbygaan nie. Want juist daarin sien ons God se grootheid raak. Maar daardeur word ons ook tot 'n besef gebring van wie ons is. Ons is die groot God se groot klein mense. Klein voor God, maar groot deur sy genade. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, as ons vanaand ook hier sit en ons dink aan die grootsheid van al die werke. Ons dink aan die hemelruim met alles wat U daarin geplaas het. Dan besef ons hoe klein ons voor U is. Maar tog het U werk vir elkeen van ons. U laat ons heers oor die werke van U hande. Daarom bid ons en vra dat ons afhanklikheid van U sal besef. Dat ons klein sal wees voor U, maar groot in die werk waarvoor U ons op die aarde geplaas het. Amen. Daar is nou 'n geleentheid om ons liefdegawes te gee.
Die hoë hemel rond vertel met blye mond God se heerlikheid en eer, en wonderbaar deur glans vermeld die wye trans die werke van die Heer. Kom ons staan en ons sing Psalm 19, die eerste en die tweede vers. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.